Goeiemôre aan almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Soos jy weet is ons jaartema 2020 visie om anders te kyk. En daarom begin ons vandag met 'n reeks van 6 boodskappe, 6 geleenthede in selgroepe. Ons begin met 'n reeks om soos God te kyk. En vandag se tema gaan wees om anders na God te kyk. Kyk anders na God. Miskien kyk jy en ek verkeerd na God. Miskien kyk jy en ek God mis. Kyk anders na God. Here, open my oë, open die oë van my hart, dat ek U waarlik sal sien. Kom ons luister na 'n lied. Luister asseblief verby die Engels, moenie dat dit jou nou breek nie. Dis daarom Johanita Du Plessis wat dit sing. Kom ons luister na hierdie lied. Kom ons bid saam. Here, hoe aangenaam is U woord. U woord is soeter as heuning in die mond. U bevele gee vir ons insig. En Here, daarom haat ons elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat vir ons die weg wys. Dit is die lig op ons pad. Heilige Gees, open ons geestesoë om U te kan sien. Amen. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Here wat vir jou lief is. Mag die Here jou seën met nuwe oë, met nuwe insigte. Mag God jou seën om dinge van God te sien wat jy nog nie gesien het, wat ek nog nie gesien het. Kom ons sing ons temalied en ek wil vra dat die voorsanggroep uit julle sal kom. Op die kalender is Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lig op my pad, lamp wat my die weg wys. En kom ons staan en dan sing ons hierdie lied met blydskap, met oorgawe tot lof van die Here. Ons gaan lees uit Johannes 9. En ek gaan 'n lang gedeelte lees oor 'n wonderwerk en reaksies daarop. Dit is 'n teksvers wat mense hier in ons kerk direk sal raak. Byvoorbeeld soos Kobus vir jou, Kobus Hillie wat blind is, dit sal hom direk raak. Dit sal mense wat kanker het en iemand deur kanker of siekte verloor het, direk raak. Kom ons lees dit volgend. Die opskrif bokant Johannes 9. Terwyl Jesus wegstap, op die opskrif Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? So daar moet mos altyd 'n oorsaak wees vir 'n tragedie. Dit is 'n eerste reaksie. Daar moet so iets wees, daar moet seker iets fout wees of wat ook al, dat jy kanker gekry het of dat jy blind is. Maar Jesus antwoord:
Dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat ons gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld, sê Jesus. Nadat Jesus dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak die spoeg met 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party ander het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het die blinde man self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het aan my oë gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Daarna die mense, die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Die Fariseërs het ook weer gevra, hoe het dit gekom dat hy kan sien? Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou kan ek sien. Party van die Fariseërs sê toe, hierdie man wat hierdie wonderwerk gedoen het, kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat sondaar is, sulke wonderwerke doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het die blinde man geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het, is dit julle seun, van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is, het die ouers geantwoord, en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra hom self. Hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat. Sy ouers het dit gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het toe klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sou weggejaag geword het uit die kerk. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. Die Jode, eintlik ook die Fariseërs, daardie groep, het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy nou sondaar is, dit weet ek nie. Maar een ding weet ek was blind en nou sien ek weer. Vriende, mense kyk deur verskillende brille na God. Ons wat aan hierdie kerk behoort, en wat Sondag hier aanbid, ons het nie almal dieselfde beelde van God nie. Ons het nie almal dieselfde ervarings van God nie. En eintlik kan ons net in beelde oor God praat. Ons kan eintlik net in metafore praat, want ons het God nog nie fisies gesien nie. Ek wil sommer vanoggend 'n paar beelde noem,
hoe ons oor God dink. En wanneer ek dit noem, is dit nie veroordelend nie. Ek beoordeel nie jou beeld van God nie, of my beeld van God nie. Kom ons kyk na 'n paar beelde. Sommige mense kyk na God en sien hom as 'n bouer. 'n Bouer wat 'n huis netjies klaar gebou het. Ek het nogal gedink aan die bouers in ons kerk. 'n Bouer wat 'n huis netjies klaar gebou het, en wanneer hy dit afgehandel het, vat hy die sleutel en hy oorhandig dit aan die eienaar en hy onttrek van die perseel. Hy bly nie daar nie. So sien mense ook God as 'n bouer, God as die skepper van alles wat mooi en goed is, maar hy het onttrek en hy het die mag gegee aan die bewoners hier op aarde. Hulle bestuur dit nou en hy is in sy heiligdom. Dit is 'n beeld wat ons het van God, die bouer. 'n Ander beeld, ander mense sien God weer as 'n bankbestuurder. Ek moet na God toe gaan en ek moet gaan smeek vir hulp. Wel, dit moet ek doen by 'n bankbestuurder, maar ek moet gaan smeek vir hulp, vir raad. En wie nie vra nie, wie na die bankbestuurder toe gaan nie, word nie gehelp nie. Dit is 'n transaksie wat plaasvind. Daai mense het so 'n beeld van God. Of dan ook, God is soos 'n polisieman. Hy is gedurig op die uitkyk om te sien waar mense oortree, om te sien waar hulle sy wet oortree, en hulle dan uit te vang en hulle te straf. Binne hierdie beeld van God sal mense sê, ja, dit is hy wat die tornado's na KwaZulu-Natal toe gestuur het. Dit is hy wat die droogte na die Karoo toe gestuur het. Hy is die polisieman. Hy vang uit en dan straf hy. Dis 'n beeld van God wat baie van ons het. Of God is 'n onderwyser, onderwyseres. Hy's 'n onderwyser wat deur die klas loop en dan kyk hy of almal se werk gedoen is, of almal se huiswerk gedoen is. En binne hierdie beeld moet jy presteer. Jy moet vir hierdie God, moet jy godsdienstig presteer. Anders het jy moeilikheid. Jy moet kerk toe kom, jy moet belydenis van geloof aflê, jy moet geld gee vir die kerk, anders het jy moeilikheid, ou. Jy gaan swaar kry. Daardie beeld van God. Dis 'n beeld wat sterk is. Ek hoor gereeld mense wat verskoning vra. Skus het ons nie in die kerk kon gewees het nie. So asof ons moet presteer. Dis 'n beeld van God wat ons het. Of verander is God 'n politieke leier. Hy is die God van 'n sekere volk. Hy is die God van 'n sekere groep mense. In hierdie beeld kies God kant. Hy kies die kant van die armes, of hy hou nie van die rykes nie. Of hy kies die kant van die wit mense, of van die swart mense. Hy's 'n politieke leier. En wie vir hom stem, is aan sy kant. Here, help ons, maar help net ons groepie. Daar is 'n beeld van God wat 'n politieke leier is. En dan die beeld van God wat die genadige Vader is, 'n pa is, wat die omgee pa is, wat die liefdevolle pa is. Hy omhels die stoutes. En hy nooi hulle in en hy sê, toe maar man, maak nie saak nie, hoor. Hy skrap die ergste sonde. Daardie beeld van God wat hierdie liefdevolle, vergewende God is. Sommige van ons het duidelike beelde van God, baie duidelike beelde van God. En dan is daar ander van ons wat dit voel vir ons kyk deur 'n dowwe spieël, deur 'n dowwe bril, en ons sien net silhouette. Ons sien net skaduwees. God is vir ons 'n misterie. God is gees.
En ons weet nie hoe om dit eers te wys nie. Ons het verskillende brille van God. Ek wil vanoggend vir jou vra, wie is jou God? Wie is die God wat jy aanbid? Wat is die beeld van jou God? As jy vanoggend dit vir iemand moes verduidelik het, wat sou jy sê? Hoe sou jy hom beskryf aan iemand? Sou dit dalk een van hierdie beelde wees wat ons tans na gekyk het? Of sal hy dalk ook nog vir jou iemand heeltemal anders wees? Wie is jou God? Want dit bepaal wat jy van jouself dink, wat ons in die reeks gaan doen, volgende week. Dit bepaal hoe jy na mense kyk, dit bepaal hoe jy na gemeenskap kyk, dit bepaal hoe jy na die land kyk. Dit begin alles hier. Wie is jou God? Wie is die een wat jy aanbid? Nou, waar kry ons al hierdie beelde van God? Waar het ons dit gekry? Hierdie, sê maar 6 beelde wat ek as voorbeeld gebruik. Waar het ons dit gekry? Jy het dit by die kerk gekry. Hulle het dit in die kerk vir jou vertel. Hulle dit oor tyd. As jy in 1948 was en jy kerk toe gegaan, dan sou jy gehoor het dat God 'n politieke leier is. Jy sou dit gehoor het. Jy sou ook gehoor het, as jy 'n bietjie later nog daai pad gestap het, dan sou jy ook gehoor het dat God is die polisieman. En hy straf gereeld. Elke Sondag moet mense kom en hulle moet hulle sondes kom bely. Die 10 gebooie word aan hulle voorgehou. Hulle moet dit bely en erken dat hulle verkeerd is en ons kan weer aangaan, hulle kry weer vergifnis. Jy het dit in die kerk gehoor. Jy het in die kerk gehoor dat God 'n hart het vir arme mense. Jy het dit in die kerk gehoor. Jy het in die kerk gehoor dat hy 'n liefdevolle Vader is. Jy het dit in die Bybel gelees. Hierdie beelde het jy in die Bybel gelees. As jy in die Ou Testament lees en jy het dit bestudeer en jy het daarna gekyk en daarby stil gestaan, sou jy van die beelde kry. In die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. Of ons is van jongs af so geleer. My pa het vir my 'n beeld van God gegee. En die eerste sien wat ek van God gehad het, was deur my ouers. En ek dink dit is vir almal, vir meeste mense so. Die eerste beeld, goed of sleg, wat ons van God het ons deur ons ouers gekry. Deur ons oupas en ons oumas. Deur leiers, kerkleiers, deur volwassenes of wie ook al. Maar niemand het God nog ooit gesien nie. In Eksodus 33 het Moses gegaan en hy vra vir die Here, Here, laat ek tog net u magtige verskyning sien. Here, ek wil net so graag u sien. En toe het God hom geantwoord, vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En dan kom jy na die Nuwe Testament toe en lees jy 1 Korintiërs 13 vers 12, dan kom Paulus en hy sê ons kyk in 'n dowwe spieël. Ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons hopelik sien so dit werklik is. Ek verstaan nou net gedeeltelik. Ek sien nou net buitelyne, maar eendag sal ek ten volle kan sien. So hoe moet ons anders na God kyk as ons hom nie kan sien nie? As ons dan kom met die tema, kyk anders na God, hoe moet ons dit doen as ons hom nie kan sien nie? Ons het net vingerafdrukke van God. Voetspore waar God geloop het, vingerafdrukke van God op die lewe van mense, op die skepping. Ons het net skilderye van hom. Die sonsondergang. Ons kry daaglikse skilderye van God en van sy skepping. Ons sien hom in sy volgelinge, want hulle is mos sy beeld, sê die Bybel. Die beeld van God. Ons sien hom in sy volgelinge. Ons sien hom in sy werke
in mense se lewens, het vers 3 gesê. Maar weet jy wat? Dit is ons elkeen se persoonlike ervaring wat ons God laat sien. Ons eie persoonlike ontmoeting en ervaring van God is die bril wat vir ons help om God te kan sien. Dit is soos Job wat gesê het, na geweldige swaar kry, nadat hy alles verloor het, vrou, kinders, al sy besittings, dan kom hy aan die einde van Job en dan skryf hy sê, Job 42, hy sê, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van die sê, maar nou het ek self gesien. Dit is 'n persoonlike ervaring van God. Johannes 9 beskryf vir ons mense se verskillende kyk na wonderwerk wat Jesus gedoen het. Dit is asof mense verskillende brille opsit as hulle na hierdie wonderwerk kyk en dan vertel hulle wat sien hulle deur daardie bril. Ek het sommer 4 brille net bymekaar gesit, 4 brille waardeur mense na hierdie wonderwerk gekyk het. Die eerste bril was die bril wat die blinde man opgehad het, die bril wat hy opgesit het nadat sy oë genees was. Ek noem dit die bril van onsekere verwondering. Dit is 'n bril, 'n persoonlike bril wat spesifiek gemaak is vir iemand. Hierdie bril wat ek op het, is spesifiek vir my gemaak. As ek afkyk, kan ek sien, kan ek lees deur die bril. As ek opkyk, kan ek daarom sien wie is hierso. Nie almal gaan deur hierdie bril kan kyk. Ek is so bevoorreg dat hierdie bril vir my persoonlik deur 'n oogkundige gemaak is. En dit is hierdie bril wat die blinde man opgehad het. Van geboorte af was hy blind, maar Jesus gekom en hom genees en hy kon vir die eerste keer sien. Maar weet jy wat? Nêrens hier lees ons dat hy gebid het nie. Nêrens hier lees ons dat hy gevra het vir genesing nie. Ons lees dit nie hier nie. Dalk het hy gebid. Dalk het hy nie gebid nie. Die feit van die saak is, God het hom genees. En dan is hierdie blinde man baie onseker. Hy weet nie presies wie dit is wat hom gesond gemaak het nie. Hy kan nie mooi verduidelik wie is dit nie. Hy het gehoor dit is Jesus, maar hy kan nie eintlik sê nie. Maar dit was sy persoonlike ervaring van God wat hom laat sien het. Dit was sy weet nie, sy onsekerheid wat hom gehelp het om God te kon sien. Hy het die bril van onsekere weet nie verwondering opgehad. Teenoor hierdie bril, was daar die bril van die Jode en die Fariseërs. Hulle het die bril opgesit van godsdienstige sekerheid. Hulle het gesê, ons weet alles van God af. Verder het hulle gegaan en gesê, hierdie is ook die enigste bril waardeur jy God kan sien. Dis baie maklik en eenvoudig het hulle gesê, hierdie kon nie 'n goddelike wonderwerk wees nie. God kon dit nie gedoen het nie, want hy werk nie op die Sabbat nie. So eenvoudig soos dit. Wie kan dit nie verstaan nie? God sal mos nie sy eie reëls oortree nie. Daarom is dit nie 'n wonderwerk nie. Ons weet alles. Ons weet alles van God af. Dit is seker die gevaarlikste bril wat ons as gelowige mense, as Christene kan dra. Ek weet alles. Vra my. Ek weet alles van God af. Ek weet hoe hy werk, ek weet waar hy is. Ek weet presies. Ongelukkig is hierdie bril ook die bril wat die meeste Christene dra. Van ons weet en julle weet nie. Dit is soos 'n goedkoop kliksbril. Ken jy daai? Kliksbrille? Dit is gewoon 'n kliksbril. Dit is half tydelik. Dit gaan nie presies werk nie. Ja, hulle skat so +1 of
+5, ek weet nie waar kan jy gaan nie, dan kies jy vir jou bril en dit lyk vir jou reg. Maar ek weet alles. Ek dink hierdie gedeelte wil waarsku, Johannes 9 waarsku teen Christene, teen dominees, teen kerkmense wat alles weet. Alles van God af weet. En dan is daar die bril van die blinde man se bure. Dit was die bril van gewoond geraak en dan ook miskyk. Dit is 'n bril sonder lense. Jy dink jy sien, maar jy sien nie. Jy het net die raam op. Jy het nie die lense in nie. Ek hoor nogal hoe die bure vir mekaar sê en hoe hulle vir die fariseërs sê, "O, was hy blind? Ons het dit nie geweet nie. Ons het dit so opgelet nie. Nee man, hy is die slegte ou wat daar langs die straat gesit het en bedel het, plaas dat hy gaan werk het. Dit kan ek jou sê, ja. Nee man, ons het nie gesien hy's blind nie. Nie so opgelet nie." Ai, shame. Moes hom seker swaar gewees het, né? Ai, shame. As ons nog net geweet het, dan kon ons hom gehelp het. Gewoond geraak en uiteindelik misgekyk. Wie mense en hulle nood miskyk, kyk vir God solid mis. God staan reg voor ons by die nood, reg voor ons. Maar as ons nie in die oë van die weerlose, van die hulpelose kan kyk nie, dan kyk ons God wat reg voor ons is mis. God is in die oë van hulle wat bitter swaar kry. Hulle oë is die loodglasvensters van lewende tempels waarin God woon. God word gesien in die oë van mense. In die oë van 'n kind. Daarom sing ons, kyk die glimlag van 'n kind. Dis God wat met jou hier praat. Maar ons raak gewoond. En uiteindelik kyk ons mis. Die 4de bril was die bril van die blinde man se ouers. Dit is die bril van vrees en uiteindelik ook van saampraat. Dit is soos 'n sonbril waar agter ek skuil. Julle kan nie, as ek 'n sonbril het, kan julle nie kyk waar ek kyk nie. Ek kan kyk net waar ek wil kyk en julle kan dit nie sien nie. Of as ek 'n sonbril op het, kan ek huil en julle kan dit nie sien nie tensy die trane begin loop. Hierdie ouers het meer gesien as wat hulle wou voorgee, as wat hulle gesê het. Hulle het God gesien, maar hulle was bang, want dit is nie die bril wat gedra word nie, hoor. Dit is die klieksbril. Dis nie hierdie bril wat gedra word nie, en daarom was hulle bang. Wat gaan van ons word? Hulle gaan ons uitskop uit die kerk uit, en so verblind vrees ons. Ek dink vrees, bang wees, saampraat, is eintlik seker een van die sterkste vuilkolle op ons bril, wat Derek laasweek oorgenoem het. Ek wil vanoggend vir jou, vir myself vra, met watter bril kyk jy op die oomblik na God? Met watter bril kyk jy na hom? Is dit die bril van persoonlike ervaring wat jy het? Jy kan dit nie mooi beskryf nie en jy is nog onseker. Is dit die klieksbril? Die goedkoop klieksbril van ek weet alles, dankie julle, hoor. Ek Bybel al deurgelees en is daar niets anders wat julle kan praat hier nie? Of is dit die bril sonder glase? Ek kyk maar ek sien niks. Ek sien nie mense raak nie, daarom kan ek ook nie God raak sien nie. Of is dit die donker bril? Ek sien God, maar ek is bang vir julle te sê. Ek is bang julle verskil van my. Ek is bang julle jaag my weg.
Watter bril dra ons? Watter bril wil jy opsit? Watter bril moet jy opsit? Sodat jy en ek vir God kan sien. Kom ons bid saam. Here God, smeer nou modder aan ons oë, sodat ons U kan sien. Heilige Gees, genees ons blindheid. Vat die katarakke van ons oë af. Die alles weet, die godsdienstige sekerheid, die vrees, die miskyk van mense. Neem dit asseblief weg. Maak ons gehoorsaam om soos die blinde man na U toe te kom. Om ons oë te gaan was, sodat ons U kan sien. Amen. Kom ons dien die